nie saak hoe groot die storm is. Wanneer jy oop Jesus aan, dan vat hy jou op en hou jou vas. En ek weet iets van u wat vanmôre hier sit, maar die storms op die oomblik om u voet. En jy voel so magteloos, jy weet nie wat om te doen nie. Sê Jesus vanmôre vir u, hou jou oop op my. Binne 'n kort tydjie van nou af gaan u terugkyk. En dan sal jy sien hoe die Here u deurgedra het. Hou u oop op Jesus. En ons tema vandag is ten volle oorgegee. Ten volle oorgegee. En jy sien, hier het ons te doen met 'n vrou, wat 'n sondaar was. Tot die Bybel praat van ons almal is sondaars. Maar die Bybel praat van hierdie vrou wat 'n sondaar was. Dit word spesifiek uitgelig, want jy sien, hierdie was die slegte vrou gewees. Vir hierdie vrou was daar nie hoop nie, daar was nie vir haar 'n toekoms nie, want almal het op haar neergekyk. En eendag toe hoor sy van Jesus. En sy sê, ek moet by Jesus uitkom. Want hy is die enigste een wat my sal kan help. En jy sien, soms moet ons op 'n punt kom dat ons besef, die omstandighede waarin ek myself bevind, geen mens kan my help nie. Ek moet by Jesus uitkom. Amen. Amen. Want Jesus is daar vir ons. Lees saam met my Lukas 7 vers 36 tot 50. En een van die Fariseërs het hom genooi om saam met hom te eet. En hy het in die huis van die Fariseër gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, verneem dat hy in die Fariseër se huis aan tafel was, het sy 'n albaster fles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare en haar hoof. En sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die Fariseër wat hom genooi het, dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, Meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander 150. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al 2 geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy nie vir my voete gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof gesalf, het jy nie my hoof gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kom ons bid saam. Byland, so baie dankie vir die woord vanmôre. Dankie Jesus dat U vanmôre van elke een van ons 'n boodskap het. 'n boodskap van hoop,
'n boodskap van 'n toekoms, maar ook 'n boodskap van vermaning, 'n boodskap om terug te kom, 'n boodskap om by U uit te kom. My gebed is dat U tot elke een van ons sal spreek vanmôre. Gee vir ons geopende ore, dat ons werklik sal hoor wat U vir ons wil sê. O my Heiland, aangesien ek nie een woord van lewe uit my eie kan spreek nie, daarom bid ek Heilige Gees dat U deur my sal spreek, sodat die woord wat vanmôre uitgaan, dat die woord sal lewe, en dat die woord sal bereik dit wat ons Hemelse Vader gewil het. As daar enige mag is vanmôre wat die naam of die woord wil terughou, breek ons daardie mag in die naam van Jesus Christus, en geen mag sal die woord terughou nie, die woord sal bereik wat U beplan het. Ons bid hierdie ding in die naam van Jesus Christus alleen. Spreek dit deur my. Amen. Hier sien ons 'n vrou wat besef het in watter toestand sy is. Sy het haarself raak gesien en sy het gesien sy is 'n sondares. Sy het gesien en geweet sy is besig met verkeerde dinge in haar lewe. En sy het geweet sy is so vasgevang dat sy niks aan haar eie toestand kan doen nie. Sy kan haarself nie bevry nie. En toe hoor sy van Jesus. En sy hoor Jesus is naby. En sy neem 'n besluit. En sy sê, ek sal by Jesus uitkom. Ek moet by Jesus uitkom. Want Jesus is die enigste een wat my kan bevry. Jesus is die enigste een wat van my wat 'n sondares is, my wat 'n sondaar is, wat my kan bevry, sodat ek ook soos die ander mense nader aan God kan beweeg. En sy het 'n besluit geneem en gesê, ek sal vandag by Jesus uitkom. En net so is die woord vanoggend van die Here vir u en vir my, vir elkeen van ons in hierdie gebou teenwoordig. En hy sê ons, my kind, maak nie saak, jy ondersoek jou eie lewe, kyk na jou eie lewe, en moet niks wegsteek nie, doen introspeksie, sien waar jy jouself bevind. Is jy op die plek waar ek jou wil hê, want ek is lief vir jou en ek gee om vir jou, maar as jy nie op die punt kom dat jy jouself gaan oorgee nie, as jy nie op die punt kom dat jy na my toe gaan kom nie, gaan niemand jou kan help nie, en jy gaan dieper en dieper wegsink in die sondes. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, my kind, kom vanmôre na my toe, ek gaan jou help, ek vat jou hand, ek dra jou deur, maar kom na my toe. Hierdie vrou het besef, dat sy baie sondes, en die sien baie kere het ons Jesus Christus in ons lewe aangeneem, en ons het so na aan God beweeg, maar iets het verkeerd gegaan in my lewe, en stadig maar seker het ek begin lou word, en ek het lauwer geword en koeler, totdat ek later ijskoud is, en ek beteken niks meer vir die koninkryk van God nie. Ek kom op 'n punt dat ek myself regverdig, en ek sien myself soos hierdie fariseer, as 'n heilige, ek is so 'n groot heilige mens, maar ek vergeet dat ek ook 'n sondaar is, en steeds sondig, en dat ek nodig het om by Jesus uit te kom. En elke een in hierdie vertrek vanmôre, in hierdie kerk teenwoordig, het nodig om by Jesus uit te kom. En as die een, en prys die Here, as die een van ons, wat kan sê, ek is goed genoeg nie. Nie een nie, maak nie saak wie en wat ek is en wat ek doen nie. Elkeen van ons het nodig om gereeld na onsself te kyk, dat die Here vra, Here, laat die lig op my skyn, sodat ek die donker kole in my lewe kan raak sien, sodat ek kan regmaak, want u sien, wanneer u en ek, wanneer ons op die punt kom, dat ons reggemaak het, wanneer ons aan die Here oorgee, nou gaan ek in oorwinning begin lewe, want die oorwinning behoort aan die kind van God, wat sy lewe aan die Here oorgegee het. En as jy ten volle aan die Here oorgee nie, is daar geen oorwinning nie. Soek eers die koninkryk van God, sê die woord van die Here vir ons. Soek eers die koninkryk van God. Hy sê, dan sal die res van jou bygevoeg word. Is dit nie wonderlike nuus vir ons as kinders van die Here, die ons hoef niks te weet.
toekoms. Ons kyk, dan luister ek oor die nuus en ek hoor wat mense praat. En ek hoor die mense praat so negatief en hulle is bang vir die toekoms. En die kinders van die Here, ek wil vandag vir u sê, moenie bang wees vir die toekoms nie. Nie een van die kinders van die Here is veronderstel om bang te wees vir die toekoms nie, want Jesus lewe. Die Here is in beheer, hy is God. Hy is in beheer en niks op die aarde gebeur wat hy nie toelaat. En as ons moet sterf vir die Here, dan moet ons sterf vir hom. Want dan sterf jy in sy vrede en hy wag vir jou aan die ander kant. En wanneer jy oë toemaak, maak jy oë aan die ander kant oop en jy is in die hande van Jesus. Daarom hoef die kinders van God nooit te vrees. Maar hierdie vrou het besef. Sy het besef dat daar is nie vir haar 'n toekoms nie. Sy het geweet as sy die dag sterf, is sy verlore, want sy het die Here nie gehad nie. En toe sy hoor Jesus is naby, het sy die besluit geneem en gesê, ek sal vandag by Jesus uitkom. En nou wil ek hê, jy moet baie mooi besef, hier is 'n sondaar vrou. Almal praat van haar. En ek het al gehoor, hulle praat van, dat haar, dis nie bevestig het, maar dat almal gepraat het, dat Magdalena nie werklik daarvan is nie, maar hulle het gepraat van Maria Magdalena. Ken julle vir Maria van Magdalene? Die dorp se naam is Magdalene blykbaar. En Maria was so 'n slegte vrou, dat almal het geweet, Maria van Magdalene, dis die slegte vrou. Almal het geweet van Maria Magdalene. Of het so is, kan niemand werklik bevestig nie, want dit is wat hulle sê van die geleerdes sê. Feit bly, hierdie vrou was 'n sondaar gewees. En hierdie vrou het Jesus nodig gehad. En weet jy wat? Nou moet hierdie vrou, wat haarself in daardie toestand bevind, moet by Jesus uitkom. Maar Jesus sit in 'n fariseer se huis. En hierdie fariseërs het hulle self op 'n troontjie geplaas. Hulle is die sondelose mense. Hulle is die heiliges. Maar die vernedering vir hierdie vrou nog groter maak. Maar sy het een besluit geneem, maak nie saak wat nie. Ek sal deur enigiets gaan, want ek sal by my meester uitkom. Ek sal in die fariseërs se huis ingaan. Maak nie saak wat hulle gaan sê nie, want sy het geweet wat hulle gaan sê. Sy het geweet hulle gaan haar daar wel wegjaag. Want sy hoort nie daar nie. Maar prys die Here omdat Jesus daar was, kon sy ingaan, want Jesus sal haar nooit wegjaag. Jesus het nog nooit enigiemand weggejaag nie. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak hoe diep in die sonde jy is nie. Jesus sal jou nooit wegjaag nie. Al wat jy moet doen is kom by Jesus uit. En hierdie vrou het daai besluit geneem en sy het gesê, ek sal by Jesus uit. En my gebed is dat elke een van ons daagliks by Jesus sal uitkom. Dat ons daagliks na die troon van God toe sal gaan en sê, Here, wys vir my. Ek gooi my lewe oop voor U. Wys U vir my. Wat verbasend is, waarom het Jesus na hierdie fariseërs huis toe gegaan? Jy sien, hierdie fariseërs se naam was Simon. En Simon was 'n melaats. Simon was melaats toe Jesus hom ontmoet het. Wat toe hy by Jesus uitkom, het Jesus hom van sy melaatsheid genees. En nou uit dankbaarheid, of om te wys dat hy waardeer wat Jesus gedoen het, nooi hy Jesus uit om by hom te kom eet. Maar dis hoe ver dit gegaan het. Selfs al het Jesus hom van sy melaatsheid genees, het hierdie man steeds nie vir Jesus erken as die Messias nie. Sien nie wat het gebeur? Die Here bewys homself. Hy doen die grootste wonderwerk. Hy genees hom van melaatsheid. En steeds is Jesus nie in sy oë die Messias nie. Hoeveel wonderwerke het die Here al in u en my lewens gedoen, en ons erken hom nog nie as God.
Jy sien, dis hoekom die woord van die Here vir ons sê, bou altare soos wat jy langs die pad gaan. Want wanneer die Here vir jou iets groots doen, bou 'n altaar. En dan in die toekoms, wanneer jy deur moeilike tye gaan, dan kyk jy terug, dan sien jy die altare. En as jy die altaar sien, onthou jy wat God reeds vir jou gedoen het, en dit sal jou herinner aan wie God is. En nou kan ek vorentoe gaan, want ek weet, kyk wat het die Here reeds vir my gedoen. Hy sal my ook deur hierdie moeilike omstandighede waarin ek my nou bevind, sal hy my deurvat. Want ek het altare gebou. Ek het altare gebou. Maar Simon was 'n melaatse. En Jesus genees hom. En al wat hy gewillig is om te doen, nooi hom vir die ete. Kom eet saam met my. Maar hy is nie gewillig om sy lewe vir Jesus te gee nie. Jesus het die grootste wonderwerk in sy lewe gedoen. Maar hy is nie gewillig om oor te gee nie. Hier kom hierdie vrou. En hierdie vrou is ook melaats. Maar sy is geestelik melaats. En die melaatse vrou kom na Jesus toe. En sy besef sy is melaats. Sy besef sy onnodig. Sien maar die melaatse het geweet, as net een wat hom kon genees, en dit was Jesus, en dit aan Jesus toe gegaan, en dit het daar gebly. Verder het hy nie sy lewe aan Jesus gegee nie. Maar hier kom hierdie vrou, sy is geestelik melaats. En sy sê, ek moet by Jesus uitkom. Maar, ek weet hy is die Messias. Jy sien die verskil, kyk die verskil. Sy het geweet, Jesus is die Messias, so sy gee haarself volkome aan die Here oor. Hier is ek Here, alles. Ek gee myself aan U oor. U is die Messias. En die Here genees haar van haar geestelike melaatsheid. Hoeveel keer het ons ook maar siektes, wat ons in ons praat van geestelike siektes. Hoe is my gesindheid teenoor ander? Het ek die liefde van Jesus? Praat ek van ander? Kyk ek op ander neer? Alles siektes. En dan moet ek myself ondersoek en sê, Here, wys my. Wys my wat 'n siektes het ek. Dat ek het na U toe kan bring. En U my daarvan kan genees. En die Here wil vir elkeen van ons, elke een van ons, genees. Van wat nog verkeerd is in ons lewens. Ek het die laaste 2 weke, dit was vir my verskriklik, dat ek nie in die huis van die Here kon kom nie. Want ek was by my dogter gewees, en ek het die plekke geken nie. En ek het die Bybelstudie so gemis, ek het die dienste gemis. Ek was so leeg, dat toe gister toe sy geleentheid gehad het, het ek net gesê, prys die Here. En die Here het my net weer volgemaak. Kinders van die Here, ons hoort in die huis van die Here. Want dit is waar ons genesing ontvang. Jy ontvang nie genesing deur by die huis te bly nie. Ons almal het al die getuienisse. Ons broer agter, broer Jason het nou die dag het ook getuig. Hy sê pastoor en hy sê ander, hy sê ek het so siek gevoel. Maar ek het myself gedwing om kerk toe te kom. Hy sê het al 'n paar keer geweer. En hy sê weet jy wat? Hy sê want ek het geweet. Ek voel nou siek, maar wanneer ek opkom na die huis van die Here en ek gaan daar weg, dan gaan ek opgebou word.
is dit nie waar nie. Ek kan nie vertel, jy kan maar siek voel. Kom op na die huis van die Here en jy sal die plek as 'n ander mens verlaat. Want ons hoort in die huis van die Here. Daar kan ek my beker oplig en ek sê, vul my kap, Lord. I lift it up. Here, maak my beker vol, tot my beker oorloop. En as my beker oorloop, kan ek 'n verskil aan ander mense se lewens gaan maak. En jy kan nie 'n verskil aan mense se lewens gaan maak as jy jou eie beker nie oorloop nie. Jou eie beker nie oorloop. Nou kan ek 'n verskil aan mense se lewens maak. Daarom moet ons as broers en susters altyd daar wees vir mekaar. Daarom moet ons altyd daar wees vir mekaar en nooit daar wees om mekaar te oordeel. En al het my broer of suster wat verkeerd gedoen. Bid en vra vergifnis. Vra Here, help hom, vergewe hom. En gee aan my die oorwinning. Ek het nie vertel van 'n man in Uitenhaag, hy het my soveel skade aangedoen. Ek het nooit niks gesien nie. Ek het nie nodig om my te verdedig wanneer mense my aanval nie. Want God verdedig my. En weet jy wat? Nou sal ek terug toe begin uit kerk te kom. Want ek het hom nooit aangeval met wat hy gedoen het. Ek het niks gesê nie, ek het dit vir Jesus gegee, maar ek het vir hom gebid. In die begin wou ek nie vir hom bid, ek was so kwaad, ek wil nie vir hom bid nie. Julle sê jy moet vir hom bid. Hy sê anders kan jy nie agter die kansel staan. Hy sê Jesus, ja, ek sal vir hom bid. En ek het vir hom begin bid. En weet jy wat? Nou die dag en vandag gaan sy vrou nie in die kerk wees, want sy vrou is weg. Maar hy kom kerk toe op sy eie. Amen. Selfs as sy vrou nie eens saam is. Kom hy op na die huis van die Here. Weet jy waarom? Wat hy vir my gesê. Hy sê, pastoor, almal wat so teen jou gegaan het, sal terugkom. Praat nou van 'n Uitenhaag. Hy sê, hulle sal terugkom. En weet jy, hulle almal het teruggekom. Praat van Uitenhaag gesê. Die Here is net so goed. Ons mag nie met gevoelens teen mekaar loop nie, want ons almal is soms siek. Daarom moet ons onsself ondersoek. Hierdie vrou het geweet sy is so siek. Sy het geweet sy is melaats. En ek weet, ek is ook, ek kan ons sien, ek kan ons voel wanneer ek begin siek word. Die oomblik wanneer jy begin met bittere gevoelens in jou staan, jy begin teen iemand praat, of jy verstaan, dit begin klein. Jy begin sy kwaad vir jou broer, jy wil hom nie vergewe nie. Nou sit hy siekte. Jy sien, en as ek nie na Jesus toe gaan, so gou moontlik dat hy my genees nie, dan word dit groter en hy siekte versprei. En as ek weer sien, as ek 'n verbitterde mens, en ek is glad nie meer naby die Here nie. Daarom moet ons onsself ondersoek en sê, ek sal by Jesus uitkom. Nou gaan ons daagliks, kom daagliks voor die aangesig van die Here, en ons gee ons lewens opnuut aan. Terwyl Jesus daar sit, kom daar 'n vrou aan. En die woord van die Here maak dit duidelik, sy was 'n sondares. 7 vers 37. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was. Hierdie vers beskryf wie hierdie vrou was, wie sy in die publiek se oë was, wie sy in haar eie oë was. En sy het geweet, sy sit ook in Jesus se oë. 'n Sondares. Sy het dit geweet. Die Griekse woord wat hier gebruik word is harmalos. Ja, harmalos. Wat praat van iemand wat vasgevang is in sonde. Sy was so vasgevang in die sonde dat sy haarself nie kon bevry. En sy het dit erken. En ons moet op die punt kom dat ons kan erken, ons kan niks aan ons eie toestand. Net Jesus kan. En nou gaan ek uit my pad uit en ek kom by
en sy het by die Messias uitgekom. Ons sien dat hierdie vrou met 'n albasterfles daar aangekom het. Lukas 7 vers 37b tot 38. Het sy albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. En dan gaan al hierdie dinge, gaan ek vir u verduidelik, soos mense, vir ons klink dit verskriklik snaaks, sy het die voete van Jesus gesoen en so aan. Maar al hierdie tipe dinge, dit was alles gebruike in die Ou Testament, en dit gegaan oor, of in Jesus se tydperk, in daai tydperk nog. En dit was alles tekens van respek, tipe van tekens van oorgawe. En byvoorbeeld 'n rabbi, normaalweg sou mense aan die voete van 'n rabbi, nie van 'n hoofrabbi, want hulle erken hom as 'n hoofrabbi. En dan is dit eintlik maar net gebaar om respek en liefde te wys. U is daarbo, u is 'n beheer. Ek is maar 'n mens hieronder. Ek is niks. Jy verstaan? Nou die New King James praat van to wash, terwyl die Afrikaanse Bybel praat van nat maak. Nou die Griekse woord wat gebruik word is breko, wat praat om nat te maak soos wanneer jy onder 'n stort staan, of soos wanneer dit reën en jy staan buite in die reën. Daai tipe nat maak. Nou hy gebruik daardie woord, want hierdie vrou het met soveel berou na Jesus toe gekom, dat sy gehuil het, asof dit 'n stort was, wat oopgemaak het, of soos die reën daar buite, sy kon nie ophou om te huil voor die Here nie. En sy het so gehuil, dat die voete van Jesus later so nat was. Sy het dit nie eens agtergekom nie. Toe sy dit agterkom, toe het sy so vernederd gevoel eintlik, want sy sien Jesus se voete is sop nat van haar trane. En daarom het sy haar hare losgemaak. En Jesus se voete met haar hare begin afvee, want sy het niks anders gehad nie. Nou vir 'n vrou daai tyd, 'n Joodse vrou veral, om haar hare los te gemaak het in die publieke oog was 'n skande. Dit was net nie toelaatbaar nie. Maar sy het haarself so verneder, dat sy tot dit gedoen het. Sy het haar ten volle oorgegee aan Jesus. Sy het gesê, dit maak nie saak wat dit kos nie. Ek sal alles gee. Ek verneder my voor die Meester. Hy is die Messias. Hy is die een wat my vandag gaan red. Mag ons op daai punt kom. Wanneer laas het u voor Jesus gehuil? Wanneer laas het ons op ons knieë gegaan en net voor Jesus gehuil? Sê, Here, ek gee my opnuut aan U. Hier is ek. Here, ek is belaas. Ek gee my aan U, maak my gesond. En dan doen hy dit. Maak hy jou gesond. En nou kan jy 'n verskil in die wêreld gaan maak. As jy sy het sy voete gesoen, en dit was 'n teken van diepe erkenning van iemand se posisie, veral by hoofrabbies het hulle dit gedoen, maar is ook 'n teken van diepe en opregte liefde. So wanneer jy by iemand se huis sou inkom, en iemand sou jou kus, of soos jy die vrou voete soen, aan die voete neerval, is dit 'n teken van absolute liefde en 'n verwelkoming. Jy is so tuis hier. Kom na my toe. Nou sien wat hier gebeur het. Hierdie man, hierdie fariseer wat Jesus uitgenooi het, hy was veronderstel om al hierdie dinge vir Jesus te gedoen het, as hy werklik oor Jesus omgegee het. As Jesus werklik vir hom iemand was, as hy werklik die Messias was,
sou hy toe Jesus ingekom het, om met 'n kus gegroet het, sou hy Jesus se voete gewas het, of ten minste laat was het. Is dit nie so nie? Hy sou dit gedoen het, want hy is die Messias. Ek wil so graag hier moet thuis voel in my huis. Kom aan, ek gee aan u alles aan u oor. Maar hy het gedoen wat baie kinders van die Here vandag doen. Jesus het soveel vir hulle gedoen, dat ons eintlik nie kan op om dankie te sê nie. Maar ons gee die minimum vir Jesus terug. Ek nooi hom vir die ete. En so Jesus, kom vinnig in, kom eet, maar hy is nie thuis in jou huis nie. Want jy soek hom nie regtig daar nie. Jy soek hom nie werklik nie. Hierdie Fariseer het hom nie werklik daar gesoek nie. Ek wil nou maar net dankie sê, want hy het vir my, was so goed vir my gewees. Hoe ek het Jesus aangeneem, so hy was so goed vir my, ek het hom aangeneem, ek is sy kind. Is genoeg. Nou doen ek niks meer nie. Maar hierdie vrou, omdat sy besef het wie sy was, omdat sy besef het hoe groot sondaar sy was, en geweet het wat Jesus wou gaan doen, en toe sy al reeds die vergifnis aanvaar, het alles aan Jesus gegee. En dit is, en ons gaan volgende week aan met die boodskap. Kom op, en moet dit nie mis nie. Hierdie vrou het alles oorgegee. Alles. Soos ons as kinders van die Here, alles behoort oor te gee as jy erken Jesus is die Messias. Want weet jy wat? As ons weet Jesus is die Messias, sal jy jou lewe ten volle. Dit kan nie anders nie. Bring vir my die mens wat weet hy is die Messias. Wat die sê, Here, hier is my lewe, neem my lewe oor. En is tyd dat ons in onsself sterf. Elkeen van ons moet in onsself sterf. Vergeet die grote ek. Word maar klein. Word maar klein voor hom. Want hy is groot. En hoe kleiner ons word, hoe meer sal hy vir ons doen. En volgende week praat ons, as hier al span, praat ons. En Jesus verduidelik het baie mooi, wat hy vir hierdie vrou sê. Of vir die Fariseërs vertel. Hy sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Kyk hoe nederig bly Jesus. Hy is die Messias. Hy raak nie hoogmoedig nie. Hy sê nie vir hom, Simon, weet jy wat? Ek het nie by jou huis aangekom en jy het nie eens dit gedoen nie, dit gedoen nie, dit gedoen nie. Maar hierdie vrou, hy sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Hy sê, wat wil jy vir my sê? Hy sê, Simon, en dan verduidelik hy vir Simon presies wat hierdie vrou gedoen het. En hy verduidelik vir hom presies wat ons as kinders van die Here behoort te doen. Kom volgende week op en kom hoor wat die Here vir ons wil sê. Amen. Heiland, baie dankie vir die wonderlike liefde. Dankie vir die woord vanmôre. En dit sou goed gewees het as ons sommer te wil seker tyd gehad het dat ons vandag ontlaat. Heiland, ek wil vir elkeen in hierdie kerkgebou vanmôre bid. Ek wil elkeen aan die opdra. En my gebed is dat ons as gemeente so in U sal groei. Dat ons so sterk sal word. O, my Heer, U help ons om nooit met geestelike siekte toestande in ons rond te staan. Maar U help ons om terug te kom uit, sodat U ons kan gesond maak. Gee dat die saad wat vanoggend gesaai is, dat dit sal groei. Maak die saad nat. En gee dat die saad wat gesaai is, sal groei en sal vrugte dra. Ek bid dit in die naam van Jesus.